Die diere in die groot bos was baie bedrywig. Oral het die diere kos gesoek en in hulle neste gepak, sodat daar genoeg kos vir hulle sou wees gedurende die lang winter wat voorlê. Ekkie eekhoring het in een van die groot ou akkerbome gewoon. Die ou akkerboom het elke jaar baie akkers gedra, maar hierdie jaar was daar min akkers aan die boom. Ekkie het geweet hy sal moet mooi werk met die akkers, anders is daar nie genoeg kos vir die winter nie. Hy het sy spens mooi skoon gemaak en al die sakke en flesse in die spens gewas en weer reggesit, sodat hy die akkers daarin kan bære. Ekkie het gewoonlik die akkers se doppe in sakke gesit en die pragtige goudbruin akkers in die flesse gepak, sodat dit lank kan hou. Toe Ekkie een oggend by sy boomhuis se deur uitloer, sien hy die akkerboom se blare begin geel, oranje en rooi raak. Hy het geweet, wanneer die blare begin kleur, is die akkers ook reg om gepluk te word. Ekkie het van tak tot tak gespring en begin akkers bymekaar maak. Hy het elke tak geskit, sodat die akkers op die grond val, en dan klouter hy vinnig uit die boom en maak die akkers op die grond bymekaar, sodat dit in klein hoopies mooi bymekaar op die grond lê. Dan klim hy weer in die boom en skit weer 'n tak, sodat die akkers weer kan afval. As ek vandag so mooi werk, kan ek vandag sommer 'n hele klomp akkers hê, en dan kan ek dit opdra na my huis toe en in my spens bære, sê Ekkie, en maak die eerste klompie hoopies bymekaar onder die boom. Toe Ekkie sien die son sit reg in die middel bokant sy kop, het hy geweet dit is tyd om iets te eet vir middagete. Hy klouter weer vinnig in die boom op en gaan by sy huis in. Daar het hy die lekkerste akkermeelbrood uitgehaal wat in groot blare toegedraai het om vars te bly. Toe gooi hy vir hom 'n bekertjie koel water in en eet sy middagete. Hierdie akkerbrood is darm baie lekker. My ouma Grootjie het nog vir my hierdie resep gegee en ek ken dit al uit my kop uit. Hierdie winter gaan ek weer akkers maal en genoeg meel in die sakke gooi, sodat ek lekker brood kan bak. Terwyl Ekkie so smil aan die brood en water, voel hy begin vaak raak. Ag wat, ek dink ek gaan net so 'n bietjie lê. Ek het vanoggend baie hard gewerk en daar is darm al 'n hele paar hoopies akkers, sê Ekkie en gaan lê so 'n bietjie op sy bed. Dit was nie lank nie, toe is Ekkie vas aan die slaap. Hy droom van al die akkers in sy spens en hoe lekker hy die brood bak. Toe hy wakker word, is dit nog vroeg die middag en hy wip weer van tak tot tak om weer akkers uit die boom te skit. Nadat hy een van die lang takke goed geskit het, klouter hy weer af grond toe om die akkers bymekaar te maak. Maar o wêreld, toe Ekkie onderkom, is al die hoopies akkers wat hy die oggend bymekaar gemaak het, skoon veld weg. Och nee, sê Ekkie. Wat gaan dan nou aan? Waar is al my akkers wat ek hier op die grond gepak het? Ek kan nie dink dat een van die ander diere dit sou vat nie. Daar is nie ander diere wat ook akkers eet nie. Die bobbejane en ape hou nie van akkers nie. Daarom maak hulle ander kos bymekaar. Wat gaan ek tog nou doen? As ek nie genoeg akkers bymekaar gemaak het voor die winter nie, gaan ek nie genoeg kos hê nie. Arme Ekkie eekhoring is sommer moedeloos en gaan sit onder die ou akkerboom. Hy sit nog so en wonder wat om te doen, toe 'n akker skielik uit die boom bo op Ekkie se kop te lande kom. "Eina!" skree Ekkie. "Dit was seer." Maar skielik kry Ekkie 'n blink plan. En net daar begin hy gou die akkers bymekaar maak wat hy uit die boom geskit het en maak weer hoopies. Toe Ekkie 5 hoopies akkers het, sê hy, "Hierdie keer gaan ek nie die akkers hier onder die boom los nie. Ek gaan dit sommer dadelik opdra na my huis toe." En Ekkie sit die eerste hoopie akkers in 'n sak en klouter bo na sy huisie toe. Toe hy weer onderkom om die tweede hoopie akkers in die sak te gooi, sien hy, daar is net 2 hoopies akkers op die grond. "Wow, maar dit kan mos nie wees nie," sê Ekkie. "Hier was dan 5 hoopies. Ek het 1 hoopie opgedra huis toe, so daar was nog 4 hoopies oor. Nou is hier net 2.
Maar wag, kom ek dra maar gou nog 'n hoopie boontoe, dan sal ek die laaste hoopie nou kom haal, sê Ekkie en pak die sak weer propvol akkers. Hy gaan bære die akkers weer in sy huis, maar toe hy weer op die grond kom om die ander hoopie akkers ook in die sak te pak en na sy huis toe te neem, is die laaste hoopie akkers ook weg. Nou is Ekkie baie deurmekaar. Hy kyk oral rond om hom, maar sien niks. Hy gaan sit moedeloos onder die ou akkerboom en wonder wat hy nou moet doen. En nou ou Ekkie, as jy nou so treurig hier onder die boom sit, het jy dan nie werk om te doen nie? Vra Tinkie, toe sy naby hom op 'n muurshoop gaan sit. Ag, Tinkie, ek is raad op. Ek het die hele oggend gewerk om akkers bymekaar te maak, maar nadat ek geëet en 'n bietjie gerus het, was al die akkers weg toe ek hier kom. Ek weet nie waar die akkers heen is nie. Dis tog net ek wat akkers eet, sê ou Ekkie skoon moedeloos. Ek wonder waar sou die akkers heen verdwyn het, sê Tinkie. Ons almal weet tog dis jou akkers, want jy bly in die boom en versorg die boom. Tinkie bly so rukkie stil en sê toe: Wag, ek dink ek het 'n plan. Kom ons gaan na oupa Uil toe. Ek is seker hy gaan vir ons goeie raad gee. En daarmee is die twee daar weg, reguit na oupa Uil se groot boom langs koning Louis Leeu se groot plat klip.